Goeiemôre. Ons kyk vanoggend na die karakter Naomi en die teksgedeelte wat ons lees is Rit 1, hoofstuk 3 vanaf vers 1 tot 4 en dan ook hoofstuk 4 verse 14 tot 17. Ek wil graag uit Rit 1 vir julle graag vers 21 lees. Daar staan: My lewe was vol toe ek hier weg is, maar die Here het my leeg laat terugkom. Waarom noem julle my nog Naomi? Die Here het dan teen my gedraai, die Almagtige het 'n ramp oor my gebring. En dan hoofstuk 4 lees ons vers 13. Boas het toe met Rut getrou en het gemeenskap met haar gehad. Die Here het haar swanger laat word en Rut het 'n seentjie in die wêreld gebring. Die vrouens sê toe van Naomi: aan die Here kom die lof toe, omdat hy vandag vir jou 'n losser gegee het. Mag die losser se naam bekend wees in Israel. C.S. Lewis, 'n bekende teoloog, skryf na die dood van sy vrou. Hy sê dat wanneer dit met jou goed gaan, dit maklik is om die Here se hand in jou lewe raak te sien. As dit met jou goed gaan, kan jy getuig oor hoe die Here sorg en hoe die Here voorsien en hoe jy dikwels lofliedere sing oor dit wat jy ontvang vanuit God se hand. Maar as jy die oomblik wanneer die wêreld sy rug op jou keer en jy deur moeilike omstandighede gaan, dan raak dit anderste, want skielik wonder jy of God raak sien. Skielik voel dit vir jou asof daar 'n deur in jou gesig toeklap, asof die maklike hoekom en waarom antwoorde wat jy in goeie omstandighede gegee het, dood eenvoudig vir jou net nie meer sin maak nie. En dikwels dan die vraag vra, maar waar is God nou? Ek dink Naomi het iets hiervan ervaar met die verlies van haar man en haar 2 seuns. En daarom dat sy in Rut hoofstuk 1 vers 13 kan sê, die Here het teen my gedraai. Ons beleef dat Naomi, wat beteken die lieflike, deur 'n baie moeilike tydperk in haar lewe gaan. Ons lees hoe sy en haar man Elimelek en hulle 2 seuns Maglon en Kilion hongersnood beleef in Jerusalem, hoe hulle besluit om na Moab te trek en hoe hulle dan ook hier in Moab tussen 'n heidense volk dan vir hulle 'n lewe probeer maak. Haar 2 seuns trou met 2 Moabitiese vroue, Rut en Orpa. En dan lees ons hoe dat sy haar man verloor en kort daarna ook haar 2 seuns aan die dood afstaan. Ek dink dit is ook die rede hoekom sy wou terugkeer Jerusalem toe. Dalk in die hoop en die verwagting dat die Here weer vir haar sal goed doen en vir haar sal goed wees. En daarom dat wanneer sy in Israel kom en hulle dan sê, maar is dit nie Naomi nie, dat sy sê, moet my nie meer Naomi noem nie, maar noem my Mara, omdat sy verbitterd is oor die seer en die teleurstellings wat die lewe na haar toe gebring het. In hierdie verhaal lees ons wel dat sy ook in 'n vreemde land haar geloof geleef het, sodat wanneer sy besluit het om terug te trek, haar 2 skoondogters besluit om saam met haar te trek. En nadat sy vir hulle sê om terug te gaan huis toe, want sy weet dat vir 'n Moabitiese vrou is daar geen toekoms in Israel nie, want enige godvreesende Israeliet gaan nie met 'n Moabitiese vrou trou nie, dat sy vir hulle vra om eerder terug te gaan. Dan lees ons hoe Orpa terugkeer, maar dat Rut die keuse gemaak het om te sê, ek sal u volg waar u ook al gaan, en my God is ook jou God. 'n Besliste keuse wat Rut ook hier maak, om te sê, maar ek aanbid ook die God van Israel. In hierdie verhaal lees ons hoe dat toe Naomi deur 'n moeilike tyd in haar lewe gaan, sy begin twyfel het oor God se liefde vir haar. Alhoewel die Here nooit sy rug op haar gedraai het nie, alhoewel God nog die hele tyd daar was, is dit dat sy eintlik keuses gemaak het in haar lewe en dat sy nou hierdie skuld eintlik voor God se voete kom lê.
En tog in hierdie verhaal beleef 'n mens hoe dat die Here nog steeds die God is wat betrokke is in haar lewe. Ons sien hoe hy ook voorsien in Rut se lewe, deurdat Boas ook 'n hart kry vir Rut. Hoe Naomi dan ook planne maak dat sy dan ook by Boas moet gaan lê, ook by die oesfees, en hoe Boas dan nou ook sy lossingsreg uitoefen deur te sê, ek sal wel met jou trou, maar die lossingsreg het eintlik beteken dat die volgende persoon in die familielyn eintlik die eerste keuse moet hê om met jou te kan trou. En hoe niemand dan kans sien om met haar te trou nie, en op die einde van die dag, dat die Here vir haar voorsien in 'n man, ook deur die lewe van Boas. En dan die wonderlike waar die Here dan ook vir Rut swanger maak, waar Obed dan nou gebore word, en Obed eintlik die kleinseun is van Dawid, en hoe dat Rut as 'n Moabitiese vrou eintlik weer deel word van die stamregister van Jesus Christus. En in hierdie verhaal lees ons net van hoe God altyd daar was, hoe hy vir haar in moeilike tye gedra het, selfs toe sy geworstel het en gewonder het oor God se teenwoordigheid, het die Here in haar lewe voorsien en haar versorg, sodat hy ook die uitkoms vir haar kon gee, en dat sy eintlik nie anders kon as om in die einde om te sê, dit is die Here wat haar laat swanger word het nie. Dit is die Here wat voorsien het. Dit is die Here wat uitkoms vir haar gegee het, ook met die geboorte van Obed. Mag die Here vir ons help om elkeen van ons in ons eie omstandighede som net terug te sit en ook God se hand in ons lewe raak te sien. Mag ons ontdek dat die Here 'n teenwoordige God is, wat nog steeds in jou lewe handel, wat nog steeds vir ons voorgaan en vir ons voorsien en sorg, en dat hy vir ons die geloof sal gee om ook sy betrokkenheid en sy hand in ons lewe raak te sien. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat u van Naomi ook deur haar moeilike tye in haar lewe geonderskraag het en gehelp het. Dankie dat u ook in beheer was van haar geskiedenis en die geskiedenis van u verlossingsplan met die wêreld. En dankie Here dat u op dieselfde wyse ook vandag in ons lewe betrokke is. Seën vir ons en help vir ons om u hand te erken ook in ons lewe. Amen.